Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja, vanoggend lig ons weer die lig op die reg en ons kyk na nuwe wetgewing wat nou basies wysiging van wetgewing wat reeds bestaan, wat gaan gebeur. Maar kom ons gaan lees eers in die Bybel en ons kyk na 'n gedeelte wat mense baie keer vergeet van is Romeine 13 vers 6 tot 7 en daar staan: dit is ook waarom julle belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God en ons besig om 'n opdrag uit te voer. Gee dit aan almal wat hulle toekom. Belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is en eer as dit eer is. Ja, vanoggend kyk ons na die belasting implikasies nou dat die nuwe begroting dan nou aangekondig is en die verdeling plaasgevind het wat die hele regsproses is. Maar ja, soos wat ons weet is daar twee goed waarvan mens seker is in die lewe. Die eerste een is dat 'n mens eenmaal tyd die tydelike met die ewige gaan verwissel en dat 'n mens belasting gaan betaal. Nou, daar was baie kontroversie gewees die afgelope tyd rondom BTW en twee vorige begrotings is dan nou nie goedgekeur nie. En sluit er na daar deur middel van 'n skikking ooreengekom is dat die belastingverhogings in BTW wat deur die minister aangekondig is, dan nou eintlik ongrondwetlik is. Nou, die nuwe begroting is amper soos 'n tweesnydende swaard as mens so daarna wil kyk en die het voor- en nadele, maar gelukkig die grootste een wat die groot kommerpunt was vir almal BTW is dan nou afgeweer. Aan die een kant is daar ook negativiteit want sedert 2023 is die persoonlike inkomste belastingkategorie en kortings dan nou glad nie aangepas nie, wat beteken in reële terme dat 'n mens se geld minder word weens inflasie. Soos waar R100 nou vandag vir jou brood en 'n melk en pakkie borsies kon koop, sou dit 10 jaar gelede R100 baie meer kon gekoop het en baie meer koopkrag gehad het. So die belastingkortings is dan nou 'n bietjie agterweeg gelaat. Maar soos ons sê, sondebelasting het nie agterweeg gebly nie en daar soos die verhogings aangekondig ten opsigte van sondebelasting met moutbier wat 16 sent per 340 mm blikkie op is, ongefortifiseerde wyne 29 sent 'n bottel, gefortifiseerde wyne 48 sent 'n bottel, vinkelwyn 90 sent 'n bottel, alkoholiese dranke en appelbier 16 sent 'n blikkie, spirituele is nou 'n bottel brandewyn of 'n whisky is R5.97 meer, sigarette is R1.04 meer belasting, verhitte stokieprodukte, dis nou hierdie vapes, dis nou 77 per pakkie van 20, dan sigaret tabak is R1.16 per 50 gram, pyptabak is 50 sent per 25 gram hoër en sigare R8.49 vir elke 23. So vir persone wat dan nou nie rokers of drinkers is nie, is dit dan nou nie so 'n groot impak wat hierdie verhogings op hulle gaan hê nie, maar vir die wat so ook nersie wat af en toe gaan dan 'n minimale impak hê. Nou, nog iets wat verander is hereregte. Nou, vir die luisteraars van ons wat nie weet wat hereregte is nie, wanneer mense dan nou 'n eiendom koop en is bo sekere waarde, dan betaal mense addisionele belasting op daai transaksie en dit is iets wat ons noem hereregte. Nou die aksies koerstabel is dan nou aangepas van die 1 Maart 2025 af, wat beteken dat die eerste R1.210.000 van die waarde van 'n aangekoopte eiendom nie hereregte betaalbaar op is nie, terwyl dit jaar terug net so oor die R1.000.000 was. Nou, dis het dan nou impak op eiendom wat verkoop word, of gekoop word althans, en wat dit soms so 'n bietjie meer kostigbaar maak, sou mense nou 'n eerste keer huiskoper wees, wat 'n eiendom dan nou net binne daardie tabelle koop. Maar selfs al koop mense 'n huis wat 'n bietjie duurder is, sal mense soms so 'n bietjie minder belasting betaal. Die ander manier waar die regering dan ook heelwat inkomste verdien is deur die algemene brandstofheffing wat verhoog is van die 4de Junie af 2025 met petrol wat 16 sent per liter styg en dan is die heffing op brandstof van R4.01 vir elke liter wat ons betaal gaan vir belasting. Diesel se belasting styg met 15 sent tot R3.15 per liter. So in 'n netedop is dit dan nou die invloed wat ons op ons gaan hê, maar vir persone wat nou staatstoelaag ontvang is daar dan nou 'n bietjie van 'n goeie nuus, want persone wat nou 'n ouderdomstoelaag, ongeskiktheidstoelaag of 'n sorgafhanklike
toelaag ontvang. Se toelaag styg dan nou van R2185 tot R2315 'n maand en dan die pleegsorg toelaag styg van R1180 na R1250 en kinderonderhoudstoelaag van R530 tot R560. Maar kom ons gaan kyk net kortliks na die regering se verantwoordelikhede en ons kyk waarvoor gebruik hulle ons hardverdiende geld. Eerste een is vir maatskaplike ontwikkeling wat 16.5% van die besteding uitmaak, skuldbetalingskoste 16.3%, basiese onderwys 13.4%, gesondheid 11.5%, ekonomiese ontwikkeling 11.2%, gemeenskapontwikkeling 10.9%, vrede en veiligheid en sekuriteit is 10.2% en dan naskoolse onderwys en opleiding 5.7%. Nou ja, dis nou ons begroting en ek moet sê dit klink dan 'n bietjie beter as wat ons skielik met verhogings op BTW gestraf is, maar aan die ander kant wens mense maar hulle so klein bietjie meer gegee en dan nou ook vir persone wat persoonlike belasting betaal ook so bietjie verligting gegee. Ja, luisteraars, soos ek eindig ons program Willem, ek wil vir julle luisteraars 'n geseënde week verder toewens. En onthou, as jy enige regsuitdagings het, gaan sien 'n prokureur, maak seker dat jou regte beskerm word. En dan gesels ons weer. Groete van my, advokaat Hendrik van Staden.